Deuteronomium 32. Ons gaan fokus op vers 4. Is die lied wat Moses op bevel van God voorgedra het, is daai opskrif hier daar. Hier aan die einde van Deuteronomium. So dis net voordat hulle die land sou ingaan. 'n Lied oor die Here se oordeele, met ander woorde sy besluite, en 'n lied oor die Here se getrouheid in die volk se geskiedenis, en daarom ook 'n lied vir die land wat hulle nou moet binnetree. Ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie. Ons lees vers 1 tot by vers 12, vers 1 tot 12. Luister, o hemele, dat ek kan spreek, en laat die aarde hoor die woorde van my mond. Laat my leer drup soos die reën, my woord vloei soos die dou, soos reendruppels op die grasspruitjies en soos 'n reënbuie op die plante. Want die naam van die Here roep ek uit, gee grootheid aan onsse God. Die rots, volkome is sy werk, want al sy weë is strafgerigte. 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. Hulle het verderflik teen hom gehandel, die wat sy seuns nie was nie, maar hulle skandvlek, 'n verkeerde en verdraaide geslag. Durf julle dit die Here vergelde oor dwaase en onwyse volk? Is hy nie jou Vader wat jou geskep het nie? Het hy jou nie gemaak en jou toeberei nie? Dink aan die dae van die oudheid, let op die jare van geslag tot geslag, vra jou Vader dat hy jou dit bekend maak, die ou mense dat hulle jou dit sê. Toe die Allerhoogste aan die nasie se erfdeel gegee het, toe hy die mensekinders van mekaar geskei het, het hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel. Want die Here se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel. Hy het hom gevind in 'n woestynland en in 'n woeste wêreld, vol gehuil van die wildernis. Hy het hom omring en hy het hom omring, op hom ag gegee om bewaak soos sy oogappel, soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels. Die Here alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde God by hom nie. Net tot daar, en ons fokus dan op daai vers 4, die woorde wat God se natuur beskryf daar, volkome, strafgerigte, trou, sonder onreg, regverdig en reg is hy. So vers 3 sê, die naam van die Here is, die naam van die Here roep ek uit. En dan volg vers 3 en 4 verder, die rots, volkome is sy werk, want al sy weë is strafgerigte, 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. Waar's die naam wat Moses uitgeroep het? Die naam roep ek uit en dan volg dit eintlik net 'n beskrywing van wie die Here is. Hierdie is so goed. Dis net soos wat die Here daar in Eksodus 34 vir Moses gesê het. Dis sy naam, en wat hy dan sê is 'n klomp van sy eienskappe. Hy is sy eienskappe. Sy volmaaktheid is sy naam. Hy is die regverdige God. Dis sy naam. Rots. Hy is die barmhartige. Hy is die genadige. Hy is die ewige. Hy is die onsienlike. Hy is die selfbestaande een. Dis sy naam. Alles wat hy oor homself sê, hoe hy homself aan ons openbaar, dis sy naam. Vanaand kyk ons dan na nog een of twee, ons kan dit onderskei, dele van God se volmaaktheid, en dit is God se waarheid, of sy waaragtigheid, of sy getrouheid, en
God se geregtigheid of sy regverdigheid of sy reg. So sy getrouheid of sy waarheid en sy reg en geregtigheid. So eers dan God se trou en waarheid. Die skrif onderstreep hierdie eienskap van die Here regtig baie. Die Here is getrou en hy is waar. Hy is die een wat getrou bly aan al sy beloftes. Hoeveel keer lees jy dit nie? Hy sal doen wat hy gesê het. En beide Ou Testament en Nuwe Testament word dieselfde woordjie as basis gebruik vir getrou en vertrou. God is getrou en daarom moet ons hom vertrou, want hy alleen is geloofwaardig en waaragtig. Hy is die betroubare een en as een van sy skepsels daardie waarheid aanneem, dan vertrou jy op hom. Vertroue erken God se betroubaarheid of getrouheid. Hy is geloofwaardig en as ons sy geloofwaardigheid aanneem, dan glo ons. Dis wat deel van wat geloof is. Ons neem dit wat hy sê as waar. As jy glo wat hy sê, dan is dit niks anders om te sê amen. Dit is waar en seker, want God is waar en seker. En as jy amen sê op iemand anders se woorde of gebed, dan sê jy, ek stem volkome saam met my hele hart. Amen. En God is die God van amen. Hy is die God van trou en waarheid. En as hy praat, is sy woorde in hulle self waar en seker, amen. Jesaja 65 vers 16 noem hom ook, hy is die God van waarheid of trou, en dis die woordjie daar is die God van amen. Het sê die amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Dis uiteindelik ons Here Jesus wat dit ook sê. Hy is die waaragtige, getroue, amen, getuie. Jesus is die getroue God. En dis hoekom Jesus soveel keer as hy praat, dan sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, en daai woorde voorwaar is, amen, amen. Hy praat woorde wat nie nodig het om deur enige iemand anders bevestig te word as waarheid of waaragtigheid nie. Daar kan geen valse stelling van hom afkom nie, want hy is geen man dat hy sou lieg nie, hy is die getroue, waaragtige God. Dis ons Here Jesus. En hierdie beteken daarom dat daar ook net een kan wees. Die logiese en noodsaaklike afleiding, daar kan regtig net een waaragtige wees. Daar kan nie verskillende waarhede bestaan nie. Twee verskillende waarhede wat van mekaar verskil, kan onmoontlik bestaan, want die een is altyd vals en die ander een is altyd waar. Hy is die enigste realiteit, die enigste ware God. So as ons daai woordjie gebruik, God se eienskap van volmaaktheid, 'n God van trou of waarheid, dan impliseer dit noodwendig, hy is die enigste ware God. Die enigste getroue God. Hy is die enigste realiteit. En verder beteken dit ook, daar is geen realiteit buite sy realiteit nie. Daar kan geen waarheid wees as dit nie sy waarheid is nie. Elke feit wat is, konfronteer jou daarom met God self. 2 + 2 is 4, konfronteer jou met, daar is net een waarheid. En daarom, daar is net een ware God. Want hy is waarheid en sonder hom is daar geen waarheid nie. Absolute waarheid. Hierdie God het beloof, hierdie God wat die begin en einde van alle waarheid is,
Hy het beloof dat hy geen enkele een van sy beloftes sal los nie. Hy was nog nooit vir een enkele sekonde ontrou nie. Hy was nog altyd en sal altyd getrou wees. Die God wat beloof het dat onreg en rebellie teen hom vernietig sal word, het ook beloof om alle sondes te vergewe aan die wat dit van hom smeek, barmhartig te wees teenoor die wat in hulle ellende na hom vlug. En daarom is elke sondaar wat na hom toe vlug, 'n getuienis van sy waaragtige getrouheid en waarheid. Dit sê, God is getrou, loof hom, prys sy naam, want 'n sondaar kom tot bekering. Hy doen wat hy gesê het. In die evangelie van ons Here Jesus is die toppen daarvan, hy is die menswording van God se getrouheid. Die feit dat hy mens geword het, is die bewys daarvan. Hy is die vleesgeworde waarheidswoord, die vleesgeworde woord van die getroue God. Hy is die sigbaarwording van al God se beloftes. Hoor wat sê 2 Korintiërs 1:20 van hom, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, gaan lys hulle almal. In hom, in Jesus, is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Hoe goed is dit nie? Jesus is die sigbaarwording, die verwerkliking van elke moontlike belofte wat God gemaak het, want in hom is hulle almal waar en amen. En ons kan in die details daarvan inklim. Jesus kom wys dit alles sigbaar. Hy kom wys vir ons die waaragtige Vader. Jesus het hom kom verklaar, die woord het hom kom verklaar. Ons kan hom ken in sy waaragtige seun deur die Gees van waarheid. Al drie persone kry daardie byvoeglike naamwoord. Waaragtige. Die Vader is waaragtig, die Seun is waaragtig en die Gees is waaragtig. En ons kan hom ken, want hy is die getroue waaragtige God. Hoor wat sê 1 Johannes 5:20, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. Daar is die Vader, om die waaragtige God te ken. God het sy Seun gestuur, ons het verstand gekry om die waaragtige te ken, en ons is in die waaragtige Vader, in sy Seun, Jesus Christus, en dan hoor hierdie, hy, Jesus Christus, is die waaragtige God en die ewige lewe. En hoe het hy ons verstand gegee om God die Vader in hom te ken? Wel deur die Gees van waaragtigheid. Wat van die waaragtige getuig in ons harte. So ken jy hom, die getroue getuie. Jy het vir hom gesê, U is waar en seker, Here, al U getuienisse is amen. U is my God van waarheid. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan die Vader ken as hulle nie vir Jesus ken nie. Hy is die lig van die wêreld en in hom is geen duisternis nie, geen leuns nie. So glo hom. En hoe het die gelowiges in die verlede nie so geklou aan enkele beloftes van die Here nie, soos hierdie beloftes wat die Here aan Abraham gemaak het dan in Genesis 15. Dalk een sinnetjie wat die Here gegee het, hulle klou asof hulle die onsienlike sien. Ja, hulle het gesterf in verskriklikste pyn, want hulle het gestaan op, Here, U woord is waarheid.
Daar is niks wat nodig is om hierdie woorde te bewys nie. Dis waarheid. Vir kinders, het die son al ooit vergeet om op te kom? Het gravitasie al ooit opgehou werk? Het jy ooit gedink, miskien as ek nou die bal laat val, gaan hy nie afgrond toe nie? Nee. So waarom sou die Here se beloftes in die evangelie vir een oomblik nie waar wees nie? As hy nog nooit ontrou was nie, omdat hy die getroue en ware God is, waarom sal hy nou in jou lewe begin om ontrou te wees? Dis ondenkbaar. Een van die opstellers van die katekismes, Caspar Olefianus, skryf hieroor, regtig baie prakties. As jy in angs en twyfel is oor iets, hoekom deursoek jy nie die woord van die Here daaroor nie? As jy die woord vind, kan jy jou siel tot bedaring en rus bring, wetend dat hierdie een klein punt van goddelike waarheid meer vas staan as die weefsels van die ganse hemel en aarde. Dit is so goed. Oor enigiets waaroor jy al ooit getwyfel het, gaan soek in hierdie woorde en jy sal dit kry. En daardie sinnetjie is meer vas as die weefsels van hemel en aarde. Dis meer vas as wat ek vertrou dat as ek nou hierdie bal laat val, gaan hy grond toe. Die woorde van die Here is meer vas as dit. Ons vertrou ons wekkers. Ek stel my foon in die aand, moet so laat opstaan, en ek vertrou hy gaan afgaan. Ons vertrou, as ek die lig se skakelaar druk, gaan die lig aangaan. As sommer net as vanselfsprekend. Maar ons sukkel in angs en twyfel om God op sy woord te vat. Dat alles in sy goedheid en wysheid gebeur en dat dit goed is vir sy kerk. Ons vertrou logies, dis nie onlogies nie, dis logies dat gravitasiekrag môre nog gaan werk, maar ons sukkel om te vertrou dat die Here se wet regtig goed en waar is vir ons. Versoeking kan kom soos 'n swerm bye. Maar die evangelie onderstreep in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen menslike versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Memoriseer dit. Bedink dit. God is getrou. Geen enkele letter van sy woord kan onwaar wees nie. En as jy val weer in sonde, dalk weer in twyfel, dalk weer in angs, dalk weer in moedeloosheid, dalk weer in verskeie gedagtesondes, wees verseker van 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. As jy ten bloede stry vir jou heiligmaking, om meer en meer lief te word vir God en sy wet, weet, God is getrou. Wat ons die krag sal gee vir dit wat hy beveel om heilig te wees. En as daar aanvalle is op jou huwelik en op jou kinders en op die kerk, weet, God is getrou in dit alles.
is ook belangrik dat ons sien wat ons doen as ons God se betroubaarheid in twyfel trek, as ons twyfel in sy beloftes, en ons almal staan skuldig hierin, ons maak hom 'n leenaar. Twyfel is daarom geen ligtelike saak nie. Dis wat ons doen in angs oor môre. Dis wat ons doen as ons sê, miskien sal alles nie ten goeie meewerk nie. Miskien is dit alles net een groot gemors. Daar is niemand in die ganse heelal wat meer geloofwaardig is nie, en tog sukkel ons om totaal en al alles oor te gee aan hierdie rots. So, hoe lyk dit, julle broers en susters? Hoe reageer jou siel op God se waarheid en getrouheid in sy woord? As die omstandighede en donker en vrees jou wil oorval, waar gaan lê jou siel? Dat jy rustig aan die slaap kan raak. Waar vind jy jou rots en bergvesting? Of maak jy God 'n leenaar? As jy doen, hoor weer 1 Timoteus 1:15. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, soos elke woord in God se woord, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. Vir elke twyfelaar. Jesus het gekom om twyfelaars te red. Dit is 'n betroubare woord, want God is getrou. Hy het gekom om twyfelaars te red. So gaan na hom toe, daar's geen ander een wat so betroubaar is nie. So God is getrou in waarheid. Dis baie nou verwant aan sy regverdigheid. Trouwens, sy getrouheid word ook sy regverdigheid genoem partykeer. Maar dit sê God is getrou aan wie hy is. Sy regverdigheid sê hy is getrou aan wie hy is. Hy bly by die waarheid van sy wet en die standaard wat hy self is, en daarom is hy getrou in al sy beloftes, maar ook in sy oordeele en sy geregtigheid en sy regverdigheid. Kom ons gaan weer terug na vers 4 toe van Deuteronomium 32. Hier is 'n paar woorde wat sy geregtigheid of regverdigheid onderstreep in verskillende fasette. So die vers net weer, die rots volkome is sy werk, want al sy weë is strafgerigte, 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. So die eerste woordjie is volkome. Hy is volkome in al sy werk. Met ander woorde ook, hy is volkome. Sy regverdigheid sê, hy is volmaak in die sin, dat hy geen enkele vlek of onreinheid of sonde het nie. En dit gaan daarom saam met een van die volgende frases, hy is sonder onreg. Wat God doen is totaal en al volgens sy perfekte morele standaard van sy goeie wet. Ja, hy is sonder sonde. En ons sal dalk by 'n volgende keer bietjie meer in diepte ingaan op God se heiligheid, maar wat ook natuurlik nie geskei kan word van sy regverdigheid nie. Maar hierdie sê, God is so moreel rein.
Met ander woorde, in reg en verkeerd. Hy is altyd reg in die perfekste sin van die woord, moreel rein, dat hy nie die sondaar by hom kan verdra nie. Die sondaar kan nie by hom vertoef nie, sê Psalm 5, en hy kan nie die onreg aanskou nie, sê Habakuk 1, vers 13. Bedink dit, bedink die dieptes van God se volmaaktheid. Daar is niks Daar's niks verkeerd en onopreg in hom nie. En bedink hoe Jesus dit as mens hierdie regverdigheid uitgeleef het. Hy was die regverdige. Daar was nie eers verkeerde gedagtes nie. Selfs al het hy in Menlyn of in middestad van Pretoria geloop, totaal en al afgesonder van alle sonde. Absoluut rein, volkome, regverdig. Hy, die regverdige een. Dit beteken ook dan, God is regverdig in sy wette. Sy wette is volkome. God sal daarom nooit iets van ons eis wat onregverdig is nie. Maar ook sy wet is regtig, reg en goed soos hy, want sy wet openbaar wie hy is. As ons dan regverdig is, as daai woordjie gebruik word op ons van toepassing, dan is dit om sy wette te gehoorsaam, om gevorm te word na die beeld van sy wet, na sy woord, om sy beeld te wees in geregtigheid is om reg te wees volgens sy volmaakte standaard. En belangrik hier, God se regverdige wet is sy wet. Ons is gebind aan hierdie wet as wet wat oor ons gestel is deur God, maar God is nie gebind aan daardie wet soos ons gebind is nie. Ons het 'n paar weke terug gesien, God kan enigiets doen, maar daardie enigiets word bepaal deur wie hy is. Hy kan nie lieg nie, want hy openbaar homself in sy wet. Hy is die standaard van sy wet. Hy kan daarom ook nie 'n klip maak wat vir hom te swaar is om op te tel nie. Hy kan nooit iets teen homself doen nie. En omdat hierdie sy wet is wat uit hom uitvloei en sy geregtigheid, dan kan hy ook nie enigiets teen sy wet doen nie. Hy is die standaard van sy wet. En dit beteken ook, God se wet is nie net 'n lys reëls nie. God se wet konfronteer jou met homself. Dis hoekom die wet opgesom kan word met Matteus 22, vers 37, jy moet die Here lief hê. God lief hê en jou naaste soos jouself. Sy wet per definisie is verbondswet. Wet in verhouding. Dis hoekom die 10 gebooie ook die woorde van die verbond genoem word. Dis nie net 10 reeltjies nie, dis die openbaring van wie God is. Hy is die standaard wat uit homself uitkom. En al God se wette is daarom ook die standaard van 'n regverdige samelewing. Reg en geregtigheid in 'n samelewing. Geen reg wat ons ooit reg kan noem, vloei net uit wie die mens is nie, maar uit wie God is. Ek het dan 'n ander dag vir AI gevra, of ek dink dit was vir Google sin, wat is die gronde van menseregte? Dis nog 'n woord wat baie rondgegooi word, menseregte, en ek dink is regtig belangrik om dit te verstaan. So ek het vir die AI gevra, wat is die gronde van menseregte? Die reg van dit wat in 'n samelewing moet gebeur. En sy antwoord was, die mens se waardigheid. Kan nou goed, hy sê mensewaardigheid en uit wie die mens self is, elke mens word gebore met inherente regte ensovoorts. Toe vra ek vir hom, okay, maar waar kry die mens hierdie waardigheid? Toe sê hy,
Die mens kry sy waardigheid uit die feit dat hy waardig is. Hy kon eintlik nie die vraag antwoord nie. Hy het geëindig in 'n sirkelargument, want die mens is nie die bron van reg nie. God is. God is die standaard en die bron van alles wat reg is. Die volgende woordjie daar in Deuteronomium 32 vers 4 vloei hier uit natuurlik. Al sy weë is strafgerigte. Dis daai strafgerigte, daai woordjie is die besluite van 'n regter. Sy oordeele. Hy is die regter van die ganse aarde en sy besluite is altyd reg. Hy is die een, daarom omdat hy die regter van die ganse aarde is, voor wie alle mense verantwoording sal doen. En dit word 'n hele paar keer herhaal. En dis wie hy is. Hy is die God van die reg, soos ons al in Maleagi gesien het. Dit is daarom onmoontlik dat daar enige van God se besluite kan wees wat ook onregverdig is. So ja, God se besluite is nie lukraak of arbitrair sonder rede nie. Hy is reg in sy strafgerigte in perfeksie. As regter koning maak hy nie net besluite in oordeele nie, maar ook in sy soewereine koningskap maak hy besluite vir dit wat gaan gebeur. Daai derde en vierde woorde in vers 4 sê dit ook, hy is regverdig en reg. Hy is die finale en hoogste standaard van wat is goed en reg. En daarom kan hy niks slegs doen of slegs sê nie. Hy is altyd perfek volgens sy standaard wat hy self is. En daarom soos Romeine 9 vers 14 sê, wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Hoegenaamd nie. By no means, sê die Engels. Dit geld vir God se raadsbesluite, sy soewereine raad, die oordeele van wie gered is en wie nie, wat hy dan ook laat gebeur in die detail van jou lewe, hoe hy straf hier en nou, en hoe hy beloon hier en nou en hierna, hoe hy vergewe, hoe en waar hy gebede antwoord en waar nie. Kan hy onregverdig wees? Nee, hoegenaamd nie. Daar is nie 'n manier nie. Dis perfekte regverdigheid. Hierdie beteken ook, en ek dink hierdie is regtig belangrik, omdat God se reg uit homself uitvloei, omdat hy die standaard is waarvolgens hy optree. God is nie verplig om aan enige iemand genade te bewys nie. Maar hy is wel verplig volgens sy standaard om regverdig te oordeel. Altyd. Hy is vry om met sy skepsels te doen wat hy wil in sy vrye welbehae, maar omdat hy self die standaard is van sy wet, moet hy uit wie hy is oordeel oor hulle dade in regverdigheid. En dis hoekom elke sondaar die strafgerigte van God moet vrees, want hy is die regverdige God. Hy sal straf as enige iemand sy heilige en goeie wet oortree, dit kan nie anders nie. Geregtigheid is dit, elkeen moet kry wat hom toekom volgens die standaard van die wet, en omdat God volkome regverdig is, kan geen sonde ongestraf bly nie. Die Here sê dit al vir Moses in Eksodus 34. Geen sonde kan onder die mat ingevee word nie. En hierdie regverdige woede wat God oor sonde uitstort, is waarlik verskriklik. Jesaja 63 vers 3 sê, ek het die pers alleen getrap, sê die Here, in regverdigheid. En van die volke was niemand by my nie, en ek het hulle getrap in my toorn, en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap op my klere gespat het, en ek my hele gewaad bevlek het. Dis die Here se regverdige oordeel. Psalm 11 wat ons net nou gesing het, hy het op die goddelose vangnette vuur en swaal laat reën, en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. As jy in die skrif lees van die beker,
Dis iets wat jou toekom, wat na jou toe op pad is, en baie keer 'n beker van oordeel. Want die Here is regverdig, hy het geregtighede lief. Hy sal hulle verskroei. So ja, elke gedagte en elke motief en gesprek en daad teen God se wet sal met die straf gestraf word wat dit verdien, en dit is, volgens die wet, die dood. Die loon van die sonde is die ewige dood. Ewige verdoemenis, weg van God se vriendelike aangesig in sy toornige, grimmige aangesig. As God wreek, sy woede uitgooi op die sondaar, dan roep sondaars uit, berge val op ons. En is aan die een kant om te ontsnap uit die verskriklike pyn van God se wraak. Ek wil eerder pap gedruk word tot stof en niksheid as wat ek God se wraak moet verduur. Maar is nog meer omdat die sondaar nie kan staan voor hierdie grimmigheid van die Here se ontzagwekkende gesig nie. Waar hy vir jou, voor jou is en jou in die oë kyk met woede en wraak wat jy verdien. Dis sy woede oor elke sondige daad. En is presies afgemeet. God is nie buite beheer in sy toorn nie, hy's regverdig. Hy weet presies wat hy doen as hy regverdig oordeel. En elkeen kry daarom presies wat hulle toekom. Naam 1 sê, hy behou die toorn teen sy vyande. Hy hou dit vir presies wat dit moet wees op die regte tyd in sy wysheid. Naam 1 vers 5 sê ook, die berge bewe voor hom en die heuwel smelt weg en die aarde rys op voor sy aangesig. Ja, die wêreld en almal wat daarin woon. Dis alles prentjies van God se regverdige oordeel. Hy's 'n aardbewing, 'n vuur, berge bewe voor hom. Verbeel dit. Alles smelt voor die hitte van sy wraak en grimmigheid. Vuur gaan voor sy aangesig uit, sê Psalm 97. En berge, bedink dit, berge, die vaste fondamente van die aarde, smelt weg soos was voor hom, sê Psalm 97. En elke siel, elke liewe siel sal voor hom kom, voor hom gebring word, en dan vra Naam 1 vers 6, wie sal stand hou? Wie sal bestand wees teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur en die rotse word stikkend geruk voor hom. So wie kan staan as hy sy regverdige oordeel uitgiet? Prys die Here dat hy nie net regverdig is in sy strafgerigte nie, maar ook in wat hy sê en sy getrouheid. Hy is die regverdige God, ook in die uitvoering van sy verbondsbeloftes. Hy sal doen wat hy beloof het, ook in sy verbond. Verbond met Noag en Abraham tot in die laaste belofte in Christus. Hy is daarom die regverdige een volgens die standaard van wat hy sê ook. Dis hoekom in Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Net so Romeine 1 vers 17, want die geregtigheid van God, of die getrouheid van God ook, word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, die regverdige sal uit die geloof lewe, want God is getrou en regverdig in wat hy gesê het. Maar nou is die vraag, hoe werk dit dan nou? Hoe is God die een wat sondes kan vergewe, en tog die een wat alle sonde moet straf, soos hy daar gesê het vir Moses, in een sin, in Exodus 34, hy is die barmhartige en genadige en lankmoedige God, een wat sondes vergewe, maar ook die een wat geen sonde ongestraf laat bly nie. Hoe is dit moontlik? Wel net in die versoenende geregtigheid van Christus, ook God se geregtigheid.
Jesaja 53 vers 5 en 6 sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, en ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Ja, met sy dood het hy die regverdige baie regverdig gemaak. En hierdie vat nie 'n enkele deel van God se geregtigheid en sy haat vir sonde weg nie, dit bevestig dit eerder. God is so regverdig, dat hy in sy geregverdige getrouheid sy eie seun die straf laat dra het wat jou toekom. Hoe goed is dit nie? Dis hoekom elke gelowige hom moet verheug in die geregtigheid van die Here, wat al het jy die ewige verdoemenis verdien, tog het God besluit om jou te red deur die straf wat jou toekom op sy seun uit te stort. En daarom ook al my geregtighede kan niks bydra nie. Dis almal steeds soos 'n besoedelde kleed. Dit sê, aanskou die geregtigheid van Christus. Sy strafgerigte, maar ook sy getroue goedheid in die uitvoering van dit wat hy gesê het. Hy verklaar my regverdig op grond van die werk van sy seun. Dis geregtigheid. Natuurlik beteken God se geregtigheid ook dat hy jou nou verander om regtig te word wat jy reeds in Christus is. Hy maak jou nou in tyd ook in 'n proses regverdig. Dis anders as ons regverdigmaking wat eens en vir altyd is in Christus, maar hy maak my nou ook regverdig om meer en meer lief te word vir hom en vir sy wet, reg te lewe. 1 Petrus 2 vers 24 sê, hy het selfs ons sondes in sy liggaam aan die kruishout gedra, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Hy maak my nou wat ek reeds in Christus is. Dis regverdige geregtigheid. Daarom sal ek nie meer my liggaam gebruik tot ongeregtigheid nie, maar my liggaam stel as 'n instrument tot geregtigheid, omdat ons uit die bande van sonde en Satan gered is. 'n laaste aspek van God se regverdigheid is sy vaderlike geregtigheid. God is nie net regverdig as regter nie, maar ook as Vader. En die regverdige Vader tugtig sy kinders regverdiglik. Hy slaan ons met sy roede, maar nie as regter nie, as Vader. En ons verhouding met die Vader na ons regverdigmaking in Christus kan beskadig word deur ons sonde, en daarom vra ons ook elke dag om vergifnis op grond van die finale en volkomme werk van Christus. Hy gee ook regverdig beloning in hierdie lewe en hierna as Vader. Daarom moenie vrees nie, klein kindertjie, sê Jesus, want julle Vader het 'n behaag daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. En dis regverdig. In al hierdie aspekte van God se getrouheid en regverdigheid en die uitvoering daarvan skyn God se heerlikheid. Al sy strafgerigte en oordeele en besluite sal uiteindelik beklemtoon. Hy alleen is God en hy alleen moet geëer word, want dis hoekom hy doen wat hy doen. En dis hoekom hy besluit het in sy regverdige oordeel om Farao se hart te verhard. Eksodus 14 vers 4 sê, en ek sal Farao se hart verhard dat hulle julle agtervolg, want ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. Dis wat God se regverdigheid doen. Dit eer hom en wys sy heerlikheid. Hy is die God van waarheid en getrouheid en regverdigheid. Amen.